Dankie. Goeiemôre almal, hartlik welkom. Almal wat die ysbere trotseer vanmôre. Die windjie is maar 'n bietjie koel en hy roer ons sake. Ek sien hier so 'n paar ouens op Facebook al. Hulle is net so welkom soos al die ander ou en nuwe bekendes. Net so 'n paar afkondigings. Ons Bybelstudie hierdie week, 7:00 Dinsdag aand by Magie en Verity se huis. Woensdagoggend 10:00 by Amatola Haven. En dan by die lief en leed, bid al almal baie lank vir Henny Oosthuizen. Hy is laas nag so 11:15 se kant oorlede. So dink maar aan Muriel, nog geen begrafnisreëlings of wat ook al nie. Ek sal dit wel op die afkondigings sit, en op die WhatsApp groep sit wanneer ek dit het. Dan Willie Henning is nog steeds besig om gesonder te word, maar dit frustreer hom want dit gaan te stadig. En so, dink maar aan hom dat hy gou die ou Willie sal wees. En dieselfde met Linden Hall en Debbie Debonsel wat albei kankerbehandeling ondergaan. Linden het nog, as ek reg onthou, een behandeling om te ondergaan, dan is hy vereer klaar. Dan is dit weer scans en sulke goed om te sien hoe dit lyk. So dink maar aan hulle. Julle weet mos hoe gaan dit met die behandeling. Soms maak die behandeling jou sieker voel as die siekte self. Maar dit is tog nodig. André de Beer, die Baptiste Dominee se vrou Cynthia, is nog steeds in die hospitaal. Hulle het nou weet ek nie wat jy goed, pots ingesit vir die chemobehandeling, wat hulle klink vir my hierdie week gaan begin. Maar bid maar vir haar en vir André, sy is nog steeds baie swak. Dis eintlik, volgens hom sê die dokter, is amper 'n waagstuk om die chemo te begin, maar hulle moet dit doen, omdat dit so ver versprei het al. Dan 'n klomp verjaarsdae. Vrydag was Tannie Hester Botha, gister was Eldred Eilenveld, vandag is Sanet Odendaal, môre is Dr. Martin Vaandrager. Charlie, ek sien, jy is die 20ste, ek hoop as koekies so vanoggend. Geluk voorlopig, en Jacques Els van Komga en Ronald Engelbreg van Komga, hulle is albei die 22ste, so daar is 'n hele lys verjaarsdae hierdie week. Dan, dit is op die WhatsApp groep gewees, net die amptelike, uiteindelik het beide ringe die eenheidsproses tussen die NG Kerk en die Presbyteriaanse Kerk goedgekeur. Is vir my baie interessant, want ek is nou eintlik Afrikaans, maar dat die ouens vir 15 minute kan redeneer of mens die woordjie approve of endorse moet gebruik wanneer 'n besluit geneem word. Vir my beteken dit dieselfde, maar die Engels moet maar vir my kom sê. Maar ja, die hele proses is dan nou geendorse deur by albei die ringe, en ons is goed op pad nog met dit. En ek dink dis al die afkondigings wat ek het. Ek kan nie dink dat daar stap. As ek iets vergeet het, dan moet julle maar vir my nader net herinner. So dis die lot afkondigings. Weer eens welkom. En kom ons begin hierdie diens en ons gaan luister wat sê die woord vir ons. Vanoggend gaan ons eers na Amos toe. Amos 5 vers 8. He who made the Pleiades and Orion, who turns midnight into dawn and darkens day into night, who calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land. The Lord is his name. Hy wat die 7 sterre in Orion maak, wat stikdonker verander in môre en dag en nag laat verdonker, wat die water van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Die Here is sy naam. Dit is net so 'n herinnering dat alles is in God se hande. Ons is eintlik maar so klein. As jy nou ook gaan kyk hoe ver is Orion en die 7 sterre van die aarde af. En in hierdie magtigheid is die woord Here is sy naam. En dis hoekom ons hier is. Om hom te eer, om hom te aanbid. Daarom kan ek julle nou groet met hierdie woorde uit Romeine 1 vers 7. Aan al die geliefdes van God hier in Stadterrein, geroepe heiliges,
to all here in Stadrein, who are loved by God and called to be His holy people. Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou weer sing, 2 liedere. En as jy nou gedink het, jy gaan so 'n slaapie vang, gaan die eerste een jou wakker maak. En soos normaal, die eerste een is vanoggend 'n Afrikaanse lied, en die tweede een min of meer dieselfde tipe woorde, of die strekking, dieselfde woorde, maar dit is 'n Engelse lied. So kom ons staan op, en ons sing hartlik tot eer van die Here. Laat weer het straal
sulke pragtige woorde, maar ek dink ek moet een soek wat harder is as hierdie ene. Die op my masjien kon hy nie harder nie. Filippense 1 kom Paulus en hy herinner ons, hoekom is ons gelowiges? Hoekom is ons by mekaar? Maak my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of uitluit te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. As jy so oomblik dat jy stil raak, dat jy dink wat dit vir jou sê, wat het jy nodig vanmôre om te hoor uit hierdie teks? So 'n oomblik van stilte en daarna gaan 'n lied speel en dan ons kan sommer net sit terwyl ons dit sing as ons antwoord op hierdie woorde. So eers 'n oomblik van stilte. Amen. Ons raak net weer stil. Dankie Heer dat U hier teenwoordig is. Dankie dat ons tot U mag sing en mag jubel en selfs in ons sang
mag stil raak, mag oordink, mag erken, U is die Heer van die heelal, maar ook die Heer van ons lewens. U is lief vir hierdie heelal, vir hierdie aarde, maar U is ook vir elke een van ons lief. Vader, wil U nou met ons praat? Wil U vir ons help om U stem te hoor? Hier uit U woord uit. Ja, Heer. In Jesus se naam kom ons na U toe, om net U stem te hoor. Amen. Soos gewoonlik is die teks in Engels en Afrikaans op die skerm. Ek lees vanoggend die Afrikaanse teks. Ek kan enige kant volg. Romeine 14 vers 1 tot 12. Aanvaar die een wat swak in die geloof is, sonder om oor verskille te argumenteer. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar die ander een wat swak in die geloof is, eet net groente. Die een wat eet, moenie neersien op die een wat nie eet nie. En die een wat nie eet nie, moet die een wat wel eet, nie veroordeel nie. Want God het hom aanvaar. Wie is jy om oor iemand anders se huisbediende te oordeel? Of hy staan of val? Of iets wat net sy eienaar aangaan? Hy sal egter bly staan, want die Here is in staat om hom staande te hou. Die een beskou een dag belangriker as die ander. Vir die ander weer is alle dae eenders. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag uitsonder, sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God daarvoor. Ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here, en hy dank God daarvoor. Niemand van ons leef tog vir onsself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons immers vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dis tog waarvoor Christus gesterf het, en weer lewend geword het, om Heer te wees oor dooies en lewendes. Jy, waarom veroordeel jy jou broer? Of jy, waarom sien jy op jou broer neer? Ons gaan tog almal voor God se regterstoel verskyn. Want daar staan geskryf, so seker as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal my as God bely. Elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. Ons lees net tot sover. Aanvaarding bly maar soms 'n moeilike ding. Ek het nou, julle lewe nou al tot vervelings toe, maar ons het nou die klein kinders hier in die dorp, wat vir baie lank by ons in die huis gebly het. Dit is vir my soms ongelooflik gewees. Daar sal 2 waterbotteltjies of koeldrankbottels wees, wat identies lyk. Kyk, hulle is tot dieselfde kleur, maar hulle het verskillende prentjies op. Die een met die een prentjie se koeldrank proe beter as die een met die ander prentjie. En dan wat daar nou nie dink, so klein as wat hulle is daar by die kleuterskool, dat hulle nie vergelyk met die maatjies nie. Nee. Ek wil nie hierdie bottel hê nie, want hy het nie hierdie of daardie prentjie op nie, want die maatjie het nou 'n nuwer of 'n beter prentjie op, van 'n nuwer of 'n beter fliek of wat ook al. Mense kan nou sê, ja, is kinders. Kinders is so, kinders doen sulke goed. Soms bly ons kinders. Soms raak ons nie groot nie, want ons groot mense, weet as dit gaan oor ons karre, en dit gaan oor modes en haarstyle, nou nie dat ek veel kan praat oor haarstyle, maar in geval, maar soms kyk ons ook maar vir mekaar, en ons is jaloers op mekaar, en ons vergelyk met mekaar. En dit lyk vir my, asof daar in Rome, maar ook maar 'n bietjie van daai tipe menslikheid was. Dat ons maar so 'n bietjie geloer het, wat doen die ander ene? Gedink het maar, dalk is ek bietjie beter as daai ene. En dan skryf Paulus hierdie lang gedeelte, en dit is nogal 'n, as jy dit nou so
agter mekaar lees, dan sit amper of hier 'n klomp preke in een ding is. So wat ek nou wil doen is, ek wil eers net kortliks, kom ons probeer net eers Paulus se logika volg. Want ons moet agterkom hoe hy gedink het vir daai mense in Rome om te besef of om agter te kom, wat sê dit vir ons 2000 jaar later? Die eerste ding wat baie vreemd is, aanvaar die een wat swak in die geloof is. Wat se swak is hier aan die gang? Wat se swakheid is hier aan die gang? So mense nou hier lees en jy lees 'n bietjie verder en op ander plekke, dan kom jy agter dat Rome, wat eintlik nie net een groot kerk gehad het, hy het 'n klomp kleiner huiskerke gehad, dat die gemeentes was 'n mengsel van Jode wat Christene geword het, en natuurlik nie Jode wat ook Christene geword het. En van die Jode het nog geglo, hulle moet vashou aan daai ou wette. Hulle moet vashou aan die voedselwette en die wette oor kleding en al daai tipe van goeders. Spesiale dae, al sulke goed. Hulle moet daaraan vashou. Hulle kan nie vir Christus dien sonder om daai wette na te kom nie. Terwyl die gelowiges uit die nie-Jode uit het gesê, maar Christus het ons vrygemaak. Hy het die wet kom vervul. Dis nie nodig dat ek nou van my kant af al hierdie wette hoef na te kom nie. So daar is die eerste moeilikheid wat in daai gemeentes na vore gekom het. En dit lei duidelik dan, as ons nou daar lees, na verdeeldheid. Dit lei daarna toe, dat die een neerkyk op die ander een, dat die een dink hy is beter as die ander ene. En dit is nooit goed in enige gemeente nie. En dan kom Paulus, en hy sê, maar daar is net een antwoord. En die antwoord is, nie watter wet ek volg nie. Nie selfs watter dag ek hou nie. Die antwoord is, doen wat jy doen vir die Here. Dis die kort prentjie van wat daar in Rome aan die gang was. Ja, in kort kan 'n mens seker sê, Paulus het kom sê, die Bybel is nie 'n boek van reëls nie, is nie 'n boek van moets en moenies nie. Die Bybel is 'n boek wat daar is om jou te vorm, om 'n lewe te lei wat tot eer van God is. Nou vandag is daar maar ook baie verskille, ongelukkig, tussen gelowiges. Verskille wat niks te doen het met ons verlossing nie. Ons kom nogal ooreen oor Christus het geleef, Christus het gesterf, Christus het opgestaan. Ons kom ooreen dat ons in hom moet glo. Was die basis van ons geloof. Is daar eintlik nie veel verskille tussen verskillende gelowiges nie. Maar dan haak ons koppe iewers te langs die pad uit. En dan begin ons een ding of ander ding uitlig. Ja, dit seker maar te doen met ons verskillende persoonlikhede, met ons verskillende voorkeure, verskillende afkeure, maar dit ook daarmee te doen dat ons soms dink, my opinie, of my mening, is belangriker as die ander ou se. In plaas daarvan, as Paulus sê, dat ons moet mekaar aanvaar. Onthou wat Jesus gesê het in Johannes 17. Waarom sal die wêreld weet dat ons sy kinders is? Aan ons liefde en ons eenheid onder mekaar. Dis wat hy gesê het. Nie of ek op 'n sekere manier doop nie, nie of ek op 'n sekere manier 'n erediens inrig nie, nie of ek sekere liedere sing of nie sing nie, nie of ek op sekere maniere bid of op sekere tye bid nie. Nee, die wêreld sal glo dat hy die Messias is, as ons liefde betoon teenoor mekaar. Dit is waarom het gegaan het vir Jesus. Nou, in die tyd van Paulus was die goed wat strewelinge veroorsaak het, die eet van kos, die Joodse vakansiedae en feesdae, die Sabbat.
En daar selfs vandag weer gelowiges wat sê, nee, jy kan nie net in Jesus glo nie, jy moet ook die Sabbat vier, of jy moet ook sekere van die Ou Testamentiese gebruike weer nagaan. En dit is hartseer, want Christus het ons werklik kom vrymaak. Nou is tot boeke geskryf, al oor striwelinge in kerke, oor musiek. Die een boek se naam staan nogal bekend as The Music Wars. Die musiekoorloë. En dit is goed wat ons eenheid, wat ons saamwees, afbreek. Ek wil ons sing nou vanmôre in verskillende tale, en ons sing verskillende genres, sing vinniger goed en meer tradisionele goed. Die een voorsanglied kom uit my kinderdae uit. So, ons sing verskillende goed, omdat ons mekaar probeer aanvaar, mekaar daar te probeer wees vir mekaar. Want die Here aanvaar ons soos ons is, met ons persoonlikhede, met ons, soos my ma altyd so gesê het, met ons geite. Weet, elke ou het mos maar sy eie manier van 'n ding soms doen, en dinge waarvan hy hou. En die Here aanvaar ons so. Maar onthou, hy los ons nie net so nie. Hy sê nie maar net, ek kan nou maar dwars wees, en ek kan nou maar wees soos ek wil, en ek is so bly nie. Paarmal. Dan sê hy vir mense wat hy genees, of mense met wie hy interaksie het, sê die Here, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en moenie meer so doen nie. Gaan leef, gaan doen, wees op 'n ander manier. Dit is waaroor dit gaan. Dat Christus ons nie maar net gemaak en gelaat staan het nie, maar dat Christus ons aanvaar soos ons is. En dan sê, kom stap die pad saam met my. Ek maak jou dat jy al meer en meer en meer lyk soos wat hy is. Dit is die idee agter om 'n gelowige te wees. Nie om vir 50 jaar presies dieselfde te bly nie, maar om te groei in die geloof. Om nader aan die beeld van Christus te kom. En Paulus is nogal redelik hard daaroor, as hy skryf oor die nie-aanvaarding van mekaar. Waar te sê daar, waar hy sê die een, nou soek ek die woord, maar waar hy sê die een verag die ander ene, dit is nou nogal in die oorspronklike Grieks is dit 'n baie harde manier van sê, dit is 'n manier van, man, jy's niks werd, kom uit my gesig uit, kom weg van my af. Paulus kom sê vir ons, het gaan oor die gesindheid waarmee ons leef, die gesindheid van ons leef vir en voor die Here. Alles wat ek doen ek in bewustheid, dat ek doen dit in die teenwoordigheid van God. Die Nuwe Testament vir kinders parafraseer vers 7 tot 9 vir my baie mooi. Niemand van ons leef of sterf vir onsself nie. Van kop tot tone behoort ons aan die Here. En as ons lewe, maar ook as ons doodgaan. Dit is hoekom Christus gesterf het en weer lewendig geword het, sodat hy die Here oor ons hele lewe kan wees. Ek kan eintlik hierdie hele gedagte van Paulus in hierdie 12 verse opsom met die woorde, ek behoort aan die Here. Dis waar ek is. Dis waar hy my bring. Dit gaan nie oor dat ek beter wil wees as ander mense nie, dit gaan nie dat ek neersien op ander mense nie. Dit gaan daaroor dat hy die bron is van al ons krag, van alles wat ons doen, van my gedagtes. En as hy die bron is, dan aanvaar ons mekaar met ons eie geite, want ons is verskillend. Ons het verskillende persoonlikhede. Ons doen dinge verskillend. Maar Paulus kom sê vir ons, daai verskille
daai verskille is nie die wesenlike waarom dit gaan nie. Waarom dit gaan, is dat ons alles doen vir die Here. Alles doen in die wete dat Christus teenwoordig is. Alles doen met die wete dat almal van ons, voor die regterstoel van Christus sal moet rekenskap gee. Eugene Peterson skryf op 'n slag en dan sê hy, it's not about you, but everything is about you. Dit klink taamlike agterste voor manier van die ding sê. Wat hy sê is, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. Maar alles gaan oor my, want Christus het alles gegee om my te verander, vir elkeen van ons te verander, om meer en meer soos hy te lyk. So vanmôre is die uitdaging half tweeledig. Aanvaar mekaar, aanvaar ook jouself. Maar aanvaar ook dat jy kan en moet en sal verander, anders word, as jy in 'n verhouding met God leef. En dis wat hy doen. Hy los ons nie waar ons is nie. Hy tel ons op. Hy gee vir ons lewe, en dit in oorvloed. Hy maak van ons nuwe mense. Nêrens in die Bybel lees ek, dat God ons los, soos ons is nie. Hy vat ons op 'n pad, op 'n reis, saam met hom, sodat ons ander en onsself kan aanvaar, sodat ons alles vir die Here kan doen, sodat ons in ons lewe iets kan wys van hoe lyk Christus se gesig. Mag hy vir my, vir jou, bring tot daai punt van vers 11. Elke knie sal buig, ook myne, ook my hardkoppigheid sal buig. En dat ook my tong, en ons almal se tonge, vir hom as God sal bely. Mag ons so leef in hierdie week. Amen. Kom ons buig in ons gebed. Here God, ons kyk op na U toe, en ons kyk na alles wat rondom ons gebeur. Ons kyk na die klomp mense wat verlies en selfs lewensverlies gehad het gister met die geweldige golwe en storm van die see af. Ons dink aan die geweldige brande. Mense wat huise verloor het, mense wat plase verloor het, weiding verloor het, diere verloor het. Dit alles bring ons net weer by die punt om te besef hoe klein en hoe magteloos ons eintlik is. En dan moet ons bely, Heer, dat al is ons so klein en magteloos, ons tog so baie van onsself dink soms. Ons tog soms maklik dink, ons is beter as die ander een. Ons doen beter, ons dink beter, ons is slimmer, en ons lyk beter, of wat ook al. En Heer, U bring ons vanmôre by die punt. Ons net weer te herinner, ons het mekaar nodig. Met al ons verskille, het ons mekaar nodig, om saam, U gesig vir die wêreld te wys. U gesig te wys op 'n manier, dat ander sal sien, U is die Messias. Want U kan selfs vir my verander. U kan selfs elke een van ons verander. Om mekaar te aanvaar. Om mekaar saam mee op die pad te loop. Al doen ons soms verskillend, Heer, is dit als deel van die groot en pragtige veelvuldigheid, soos ons gesing het, van al die nasies, al die volke,
vir U eer bring. Dankie dat ons dit ook kan en mag doen. Heer, waar ons leef in 'n onseker tyd in wêreldpolitiek en in ons eie land se politiek. Help ons, Heer, dat daardie goed nie ons aandag van U sal wegneem nie. Dat ons nog steeds alles vir U, in U, voor U sal doen. Dat in alles ons sal leef vir en deur U, ons Here, ons Messias, ons Verlosser. Dankie dat ons dit mag vra en mag weet, U is en wil met ons wees. In Jesus se naam. Amen. Ons collectors is nog steeds by die voordeur. So ons gaan nou afsluit met ons slotsang. En dit is weer 'n meer tradisionele een vanoggend. So kom ons staan op en ons sing lekker hard saam. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with everyone. Amen. Ons gaan 'n seën nou sing en dit is 'n nuwe ene, so kom ons kyk hoe gaan dit. Sê mag my na die tyd of hy singbaar is. Julle weet ek ken nie tunes nie, ek hou van woorde. So sê vir my of hy singbaar is, en onthou, ek het gesien daar's lekker eetgoed en drinkgoed in die saal, so nie net verdwyn nie.